Hartlike goeiemiddag en baie welkom hier op nog 'n episode van Sportstroom. Ekskuus tog hier op Stroom Stories. En vandag kuier jy saam met my Driekus Viljoen en Samuel Botha, 'n briljante cricketspeler daar van 'n Study Express privaat skool hier in Potchefstroom. Samuel, baie welkom. Dankie. Baie dankie dat jy 'n bietjie jou tyd afgeknyp het van die akademie en van die oefening, dat jy 'n bietjie by my kom gesels het oor jou cricket. Ja, baie dankie. Vertel ons gou 'n bietjie, waar het jy begin met jou liefde vir cricket? So, ons het op 'n plaasskool groot geword. Waar is die plaaskool? Yes, ek's nie heeltemal seker nie, maar Okay. so ek wou op 'n tyd net alles slaan. Ek was lief vir balle en ek het toe net my gunsteling het toe net cricket geword. Cricket. So wie's jou rolmodel? As ons nou gaan, kom ons vat 'n Suid-Afrikaanse speler. Van wie hou jy die meeste? Ek hou baie van Ryan Rickelton. Wow, okay. So ek dink hy het al 'n paar keer goeie lopies gemaak en hy staan uit vir my. Dis 'n goeie keeper ook. Ja. 'n Briljante keeper. Nou kom ons sê gou 'n bietjie, waar speel jy tans cricket? Ja, ek het nou al vir ek dink 3 spanne gespeel. Dis nog nie die Potch en die ander provinsiale spanne ook nie. So ek speel nou vir Central die Dragons Academy en dan ook vir Saints die Christian School. Ja, okay, so maar geniet jy dit om tussen ander maats ook te wees as wat jy by die skool tussen maats is? Ja, ek dink dit is anders. Elke skool het ander kinders en ander gevoel vir die span en ja, net coaches is ook anders. Nice coaches. Ja, dis 'n goeie coaches. Okay, wie rig jou af by Central? By Central ek het nou vir 'n bietjie ophou speel vir hulle. Okay. Maar dit was meneer Bosman. Okay. Ja. En juffrou Parsons, wat is sy maar net in beheer daar? Sy's in beheer. Ek dink sy vat die meisies. Oor die meisies. Ja. En daar by Saints waar jy jou cricket speel, wie is julle afrigters daar? Dis meestal coach Tato. Tato. Ja. Okay, en dan jou spanmaats. Kom ons gaan gou 'n bietjie terug na die spanmaats. Die spanmaats by Saints. Hulle is fenominale cricketspelers. Wat kan jy 'n bietjie van hulle vertel? Ek dink daar's baie competitiveness in die span en ek dink daar's 'n goeie vibe ook in die span. So hulle is baie kompeterend en ja, hulle is net anders vir my. Okay. So maar julle Saints span doen goed in die liga. Ja. Wie het julle nou al almal gespeel? Ons het al baie games gespeel hierdie jaar. Ja, julle speel mos net cricket. Dis nie akademie nie, dis net cricket. Ja. Okay, maar jou mees onlangste vertonings wat jy nou goed in gedoen het. Vertel ons 'n bietjie daarvan. So die vorige game het ons teen Alhuda gespeel. Ek was nie daar nie. Ek was iewers anders. Maar ons het baie goed teen hulle gespeel. Dit was in die quarterfinals. Ek is nie seker wat se liga nie. Okay. Maar ons doen sover baie goed. Baie goed. Okay, nou maar ek het nou so 'n voeltjie hoor fluit. Jy het bietjie gebat. En toe slaat jy 100 van 46 balle. Vertel ons bietjie van daai dag. So ek dink voor dit het ek eers 'n goeie 50 geslaan. Nice. En dit was op dieselfde veld. En ek het besef dat ek nie my paadjie moet weggooi nie, maar ek moenie bang wees om my paadjie te verloor nie. Want dis die rede dat ek die hele tyd uitgaan. Okay. En toe het ek daar net myself in my shots geglo en gegaan vir die balle wat ek geglo het ek kan slaan. En toe slaat jy die vinnige 100. Hoeveel 6 het jy geslaan? Ek dink ek het 4 6. 4 6. Ag man. Maar hoe moeilik was dit nou vir jou om daai mindshift te maak?
van jy het nou gesukkel, jy het nou jou 50 gekry, maar om van daai 50 na die 100 toe te gaan. Wat gaan deur mense gedagtes om daai mindset reg te kry om die regte shots te speel en so aan? So ek dink na 50 word party kolwers nogal moeg. Okay. En dit beteken dat jou soos strukture as jy bat val en nie so goed lyk nie. So toe ek 50 geslaan het, toe het ek tegnies vir myself gesê ek het gekry wat ek gesoek het. Wow. Maar ek het nog steeds aangegaan en toe ek hoor ek's naby aan my 100, toe begin ek wel so 'n bietjie stres, maar my spanmaats het my aangemoedig om aan te gaan. Okay, jy praat so 'n bietjie van stres. Het jy geweet jy's in die 90's op pad 100 toe? My coach het nie regtig vir my gesê nie. Hy het net gesê ek's baie naby aan my 100. So dit was nogal 'n interessante tyd en ja, en ons het net 16 overs daai wedstryd gespeel. Die dag was so bietjie kort, maar ek dink ek het goed gedoen. So jy het 100 geslaan in 16 overs. Het jy geopen of waar het jy gebat? Ja, so ek het geopen met een van my spanmaats. En ons het 'n goeie partnership gestel, maar dit was 'n goeie wedstryd. Dit was 'n lekker wedstryd. Ja. Okay, jy het nou gesê 'n bietjie die ouens se strukture val uitmekaar uit na 50 en so aan. Moet 'n mens dan nou fiks wees? Cricket fiks om te bly konsentreer om daai groot titel aan te teken? Ek dink dis vir my toetswedstryde is die beste toets in cricket. Dit wys hoe goed jy in jou kop is oor die sport en hoe jou strukture is. So ja, ek dink dit's jy moenie soos regtig hardloop fiks en daai tipe wees nie, maar jy moet net weet hoe om aan te hou en hoe om deur te gaan met al jou dinge. Okay, maar jy's nou 'n bowler ook. So jy kan bat en jy kan bowl en jy kan bat. Wat 'n tipe bowler is jy? So ek was altyd net 'n leg spin bowler. Maar nou het ek leer off spin bowl ook. So ek dink dis 'n baie dit speel in my guns as ek bowl. Sodat as ek sien 'n kolwer begin my een tipe bal uitwerk, dan kan ek die ander ene gebruik teen hom. Nou wat se verskillende tipe balle het jy wat jy bal? So ek's nou besig om met die googly en die topspinner te werk. Wow, okay. Maar anders is dit net offies en leggies en dan 'n vinniger. Ons tot die vinniger enetjie. Ja. Nou wat is jou beste bowling syfers? Ek het teen Orkney vir Central. Ek dink 6 paltjies vir 3 lopies. 6 vir 3. Ja. Well done. Was dit ook hierdie jaar gewees? Of is dit Dit was in onder 11. Onder 11. Ja. So jy speel nou al van kleins af reg deur cricket onder 9 onder 11. Was jy al ooit nie in 'n A-span nie? In Central was ek eers gekies vir die onder 11 span. Okay. Maar hulle wou dit meer doen want doen maar. So ek was in die onder 11 span en dit was ek was bly dat ek die span gemaak het. Maar ek het toe die volgende jaar beter gedoen. Beter geword, ja. Okay, nou sê gou vir my, toe jy nou vir die eerste keer vir 'n distriktespan gekies is. Hoe het jy gevoel daaroor? Ek was baie bly. Ek het 'n baie groot liefde vir cricket. So ek was baie bly toe ek dit gehoor het. Daar was ook baie ander goeie spelers. So ek's bly met die kans wat ek gekry het. Nice. Jy's nou onlangs gekies vir die onder 13A Noordwes Dragons span wat gaan toer in Benoni aan die einde van
van November. Hoe voel jy daaroor? Yes, ek's baie bly. Ek weet ek het hard daarvoor gewerk. En ek dink hierdie jaar het ons 'n baie goeie span. So ek sien baie uit. Sien baie uit daarna. Ja. Het jy nou al saam met van jou spanmaats wat nou teen jou gewoonlik speel, het jy al nou saam met hulle al gespeel in 'n wedstryd of twee? Sommer enige. Ja, enige een, ja. Ja, so ek het al teen die Dragons Academy vir Saints gespeel. En dit was 'n interessante game, maar ek dink dit is lekker. Maar is dat daai competitiveness, is dit nog steeds daar al speel jy teen jou beste pel? Ja, ek like goeie kompetisie en ek dink die vriendskappe in die Dragons was nogal goed. En ek het dit net geniet. Net geniet. Okay, jy het nou in 'n paar spanne gespeel. Jy het nou 'n bietjie gepraat van die vriendskap. Hoe ontwikkel vriendskap van die veld af en op die veld? Ek dink dis om staat te maak op jou spelers en om saam met hulle 'n plan te speel. Op die veld is dit baie belangrik om saam te kan werk en ek het net geleer om die span te help energie gee en in Saints is daar nogal 'n lekker vibe tussen die spelers wat ook help met kommunikasie en konsentrasie. En konsentrasie. Nou as jy 'n bietjie praat van veldwerk, waar hou jy van om veldwerk te doen? So volgens my coach, praat ek baie op die veld. Maar dis goed, jy moet praat. Dis goed, jy kort spelers wat dit doen. Maar ek ja. Okay. Maar is daar 'n spesifieke plek waar jy van hou om veldwerk te doen? Ek hou van die veldwerk op die grond. Ek sê altyd vir myself op die veld, jy speel nie elke dag 'n game nie. So jy moet elke sekond vat wat jy kry en alles insit. Well done, mooi. Hoor ek het so 'n paar vragies wat ek jou ook wil vra wat ek 'n bietjie vir jou voorberei het. Maar dalk het ons nou al van hierdie goedjies het ons nou al miskien gevra. Maar hoe oud was jy toe jy nou besef het jy wil net cricket speel? So ek dink ek het vir my eerste span gespeel toe ek 9 was. 9. Wat nogal jonk was. En ek het dit baie geniet. Ek het baie in ons erf gespeel en al baie met my pa net goeie tye gehad. Okay, jy praat so 'n bietjie van jou pa en so aan. Hoe voel dit vir jou as speler as jou ouers jou ondersteun in wat jy doen? Ek dink dit help my baie. Vir my kop om te weet dat almal my kyk al is hulle nie daar nie. Is baie goed vir my. En ja, ek weet net hulle sien om vir my. Okay, maar ek gaan nou 'n vragie vra, maar jou pa gaan dalk hoor daar. Is jou pa 'n kwaai ondersteuner langs die veld? Hoor jy hom? Geniet jy dit en so? Of sluit jy net jouself af? Nee, ek fokus net in die game. Maar na 'n game sal ek hom gewoonlik vra wat ek verkeerd gedoen het. Ja. Sodat ek dit nie volgende keer doen nie. Okay, en dan is dit positiewe terugvoer en alles wat jy van hou, dis hoekom jy daarvan hou. Ja. Dis cool. En jou ma? Hou sy daarvan om jou te sien speel? Ja, ek dink sy kom met al die boeties en sissies ook daaraan. En hulle hou van cricket ook. Ja, So dis nice. en ek dink net sy geniet om my te kyk cricket speel. Maar sal jy dalk jou ma hoor skree, hou die balle laag of bal lekker of hoor jy dit nie?
Sy's nie heeltemal daai tipe nie. So sy skree nie sommer vir jou nie. Nee. Ag, dis ook awesome man. Maar wat 'n sukses kan jy dan nou toeskryf aan jou afrigters en jou ouers? Ek dink my ouers het my baie gehelp met soos ek gesê het met jou kop, hoe jy dink as jy in die game is en om nie as jy iets verkeerd gedoen het om dit weer te doen en om nie dit op jouself te vat nie. Nice. En dan met my coaches by Saints drill hulle jou baie hard. En ek dink dis goed, dit help jou om baie gefokus te bly in die game, maar dit help jou ook om 'n beter cricketspeler te word. Jy sê die coaches is hard op jou, want hulle weet jy het die talent en hulle weet jy kan dit eendag ver bring. Ja. Okay, maar vertel ons gou 'n bietjie met menende hulle is hard op jou. Is dit fiksheid wat hulle doen met jou of is dit jou tegniek wat hulle aan werk of vertel ons 'n bietjie van die oefeninge. So, hulle doen baie fiksheid met jou. Maar ook soos as jy 'n fout maak, dan sê hulle jy moet dit volgende keer reg doen. En partykeer dan word jy gestraf, maar jy word as 'n span ook gestraf om te help met die spanbou. Okay. En om vir jouself te sê om nie op te gee en dit nie te probeer weer doen nie. Hoorie maar as jy hard op jouself as mens, as jy weet jy bowl die bal en jy wil nou wide of jy wil nie 'n lekker ding nie, as jy raak jy vir jouself kwaad. Ek het al 'n klompie keer vir myself kwaad geword. Maar gewoonlik sê ek net daar's 'n volgende bal en ek sal dit volgende keer beter doen. Okay, maar as jy met die bowling, dan bowl jy wide, dan kan jy nog 'n kans kry. Maar met die batting, as jy die bal nik of jy slaat 'n catch en jy vang, dis daai een kans wat mens het. Wat dink jy altyd as jy uit is? So as ek nie lopies gemaak het nie, dan's ek gefrustreerd partykeer, want ek weet ek's ingesit om lopies vir my span te maak en dan het ek nie, maar ek weet ek kan dit regmaak met my bowling dan. Okay. Was dit lekker om 'n all-rounder te wees? Ek geniet dit. Ek sien dit as jy sleg doen met jou bowling, dan het jy 'n tweede kans met jou Met die batting. batting of andersom dan. Ja. En jy's dan nou obviously 'n goeie veldwerker ook. So jy's 3-in-1 daar op die veld. Okay, jy het nou 'n bietjie genoem net van jou rolmodel van Ryan Rickelton. Maar wat is jou rolmodel as dit kom by 'n all-rounder? So ek like Aiden Markram ook. Okay. Ek dink hy het ook baie goeie tegniek en hy's bal ook off spin. So en hy's 'n baie goeie kaptein. Dit wys my hoe om leierskap te hê in my span. Was jy al kaptein van enige van jou spanne die afgelope jare? Ek was al 'n paar keer, maar ek's nie soos die hoofkaptein vir die hele tyd gewees nie. Maar is dit lekker om 'n span te lei en kaptein te wees? Ek geniet dit baie. Ek dink dis extra pressure want jy moet die span deurbring om deur te kom met die game en 'n game te wen. Maar dit is baie lekker om voor te wees en die verantwoordelikheid te vat. Ja. Maar was jy al in daai situasie wat kom ons sê jy was onderkaptein of jy's 'n speler en jy weet 'n kaptein maak die verkeerde besluit. Sal jy na hom toe gaan en vir hom sê, luister, ek dink daai was nie die regte opsie nie. Ek sukkel nog so 'n bietjie om met die kaptein te praat. Maar ek sê gewoonlik vir die speler self om te probeer daai liewers doen volgende keer. En as hulle nie wil nie, dan is dit ook okay. Maar ek probeer net ook 'n goeie spanbou te hê met die span. Okay, en nou gaan ons 'n bietjie praat oor druk. Jy's nou
'n openingsbatsman. En jy weet jy het nou die afgelope paar games nie runs gekry nie. Hoe ervaar jy dan nou daai druk om nie weer uit te gaan vir min lopies nie? Dis baie moeilik. So wat se naams ja, ek moet nou hieraan dink. Maar die druk is vir my partykeer erg. Maar ek dink ek kom partykeer nogal goed terug daarna. Well done. En ek probeer net lopies kry en my confidence terugbring, net met 'n single nou en dan, en dat die span ook net my confidence help hou as hulle lopies maak. Wow, nee, dit is goed. Jy het nou in 'n paar spanne gespeel, né? Hoe gebruik jy daai verskillende ervarings wat jy het om by ander spanne in te skakel en te speel? Ek dink elke span het 'n ander gevoel. En elke coach nie dieselfde nie. So, dis baie anders vir al 3 spanne wat ek gespeel het. Party spanne is strenger, party spanne probeer jou net opbou en net kansse gee vir die ander spelers. Okay, nice man. Girls, jy het 'n bietjie daai gehad van die 100 lopies. Wat gaan deur jou kop as jy weet jy's naby 'n 50 of jy's baie naby aan die 100? Waan dink 'n mens? Jy's nou hier op 48, 49 of 95 of 96? Waan dink 'n mens? Ek dink jy sê net vir jouself, jy moenie hierdie nou verloor nie. Dis 'n kans wat jy gaan kry en jy gaan dit nie baie kry nie. Maar ek dink dis baie pressure wat deur jou kop gaan. Veral as dit jou eerste 50 of 100 gaan wees. Maar ek dink jy moet net in jouself glo. Ja, dis die groot ding. As jy in jouself glo, dan is dit goed. Nee, dan is dit goed. Watter deel van die cricket hou jy die meeste van? Yes, dis moeilik. Ek hou van batting, van batting en bowling en veldwerk en alles. Ja, ek hou net van cricket overall. Maar vir 'n lang tyd was dit net ek het baie van bowling gehou, want ek het nie regtig lopies gemaak met my batting nie. En ek het baie goed gedoen met my bowling. Met die bowling. Okay, vertel my nou, jy het 'n bietjie leggies gebou, legspin. Hoe voel dit op die einde van die dag as jy daai ouetjie nou 'n paar keer geklop het en jy bowl hom uit met 'n leggie? Hoe voel 'n mens dan? Yes, ek's baie chuffed. Ek dink dit sê vir my ek het iets gedoen vir die span, veral as ek soos nie goeie lopies geslaan het nie. Dit help jou net vir die volgende game wat jy dan weer bat, om jou te motiveer om te weet jy het teruggekom last game, jy kan nou ook weer terugkom. Weer terugkom, ja. Maar dis lekker as jy ou uitbal, hè? Ja. Veral as jy daai ou plein mis en dan top of dan gat jy. Ja. That's great. Hoe help jou afrigters jou om beter te word? Want ek weet baie spelers stagneer op 'n plek en hy dink hy is daar, niemand kan hom help nie. Hoe help jou coach jou om daai trappie boontoe te gaan? Ja, so ek dink my coaches het 'n baie groot rol gespeel in my cricket. Ek het soos vroeër gesê het, ek het verskillende coaches wat verskillende tegnieke leer en net die een coach is vir meer jou tegniek en jy moet probeer goed doen en is vir die span, die ander coach is net probeer jou beste, glo in jouself. Maar nou wil ek 'n vraagie vra. Jy is nou deur 'n paar afrigters afgerig. En
soos jy sê, elke afrigter het sy eie manier van afrig. Wat doen jy as elke coach nou vir jou sê hoe om te bat, 'n sekere tegniek of hoe om te bowl? Jy verstaan wat ek bedoel? Ja, ek verstaan. Ek Sê jy maar net ja of so aan. Ek probeer altyd eers wat hulle gesê het en dan kyk ek of dit vir my werk. En as dit nie vir my werk nie, dan probeer ek met respek sê hierdie werk nie, maar ek sal probeer. Okay. Nee, dis cool. Okay, maar wat is die moeilikste gedeelte van cricket vir jou? Ek like nie altyd die vinnige balle op die grond nie. Want in die velde wat die spanne in Potch partykeer op speel is 'n bietjie hy op 'n bietjie baie. Ja. Maar ek probeer meer oefen daaraan en beter word. Nice man. Maar hoe belangrik is spanwerk vir jou in 'n cricket game? Ek dink dit help jou baie met jou span se fokus en jy moet vertroue in jou span hê vir as jy soos nou gaan gooi na die paadjies toe vir 'n run-out, dat jy weet hulle is agter om te keer. Okay. Hoe hanteer jy, okay, ek het al 'n bietjie druk en so aan. Watter wedstryd was vir jou onlangs baie lekker geweest? Ek het 'n lekker maar ook so 'n bietjie af vir die uit teen Alhoeda geslaan. Ja. So ek het baie lekker teen hulle gebat. Ek geniet die stadige bowlers wat net lekker stadig bal. Maar toe ek uitgevang is op 48 was ek so 'n bietjie teleurgesteld. Dit is 2 shots van 'n 50. Ja. Soos die Engelse ouens sê, jy het jou 50 gechuck. Ja, jy chuck jou 50. Ag, maar wat, dis dinge wat gebeur. Ja. Dis maar ongelukkig. Wat is jou grootste cricketdroom wat jy droom? Ek wil graag 'n professionele cricketspeler word. En ek wil net my liefde vir cricket kan speel soos wat ek aangaan. Nou as jy nou 'n keuse het om vir 'n provinsie te speel of 'n franchise, vir wie sal jy graag wil jol? Soos Die Titans of die Lions of die Warriors of selfs oor see? Dis nogal, ek sal seker vir Noordwes. So begin by Noordwes. Ek sal seker vir Noordwes speel. Ja. Ag, nice man. Maar nou kom ons tussen die cricket en die cricket, is daar nou nog akademie ook. Hoe hanteer jy die balans tussen jou sport en jou akademie by die skool? Dit raak nogal moeilik partykeer. Want vir Saints veral speel jy baie games en jy oefen baie. Maar ek probeer maar soos wat ek tyd kry om op datum te bly en nie agter my klas te val nie. Ja. Okay, maar nou wil ek jou 'n vraagie vra. Jou pa is ook onderwyser by jou skool. Gee jy soms 'n bietjie grasie as dit kom by huiswerk of nie? Nie regtig. Nie regtig nie. Is hy kwaai of nie? Hy's kwaai, maar hy maak ook nogal 'n paartjie grappies in klas. Ag, dis nice. Ja. Ag, dis awesome man. Dis awesome. Wat 'n raad sal jy vir jong ouetjies gee wat nou graag wil cricket jol en wil weet waar jy tans is? Ek sou sê selfs as jy nou dink jy's nie op die vlak wat jy moet wees nie, moet jy aanhou oefen en jou beste gee en net in jouself glo. So daai goeie ding is om in jouself te glo. Al is jy 'n individu as mens en jy individu op die cricketveld, maar jy's ook 'n spanspeler. So jy moet albei kan akkommodeer. Want as hulle van jou verwag as individu om runs te kry, dan moet jy maar daai druk vat, jy moet runs kry, of as bowler
maar jy moet ook dan jou span in ag neem in alles wat jy doen. Ja. Hoe voel jy oor die toekoms van algemene cricket? As jy kom ons sê jy kyk maar op cricket op TV en so aan. Daar's nou die 3 formate, nê. Dis nou die T20, dan is die toets en dan is die ODI's, die 50 overs. Wat ene is vir jou die lekkerste om te kyk? Ek dink vir my toetswedstryde is 'n bietjie lank. Dis baie lank. Ek like die aksie in 'n 20 over game. Maar om te kyk na jou tegniek sou ek sê die toets cricket toets jou baie. Maar nou wil ek nou 'n ander vraagie vra. Daar met die T20 is dit al baie daar's baie toernooie reg oor Suid-Afrika en in die wêreld. Dink jy die T20 cricket het 'n invloed op skole cricket vlak? Onthou net, jy kyk vir jou rolmodel en hy het allerlei tricks en shots wat hy speel. Dink jy dit is 'n invloed op jou moontlike tegniek wat jy dalk 'n fout kan maak? Ek dink jy probeer jou tegniek reg kry. As jy sien wat se lopies hy maak en so goed, dan kan jy sien wat se impak dit het op jou lopies as jy goeie strukture met jou batting het en so aan. Ag, dis nice. As jy môre vir Suid-Afrika kan speel, teen watter span sou jy graag wil speel en hoekom? Dis 'n moeilike vraag, maar ek sou dalk tussen Australië of Indië speel. Ek dink hulle is baie goeie spanne wat goeie kompetisie vir Suid-Afrika is. Maar net om te sien wat se goeie spelers hulle het en om te sien hoe hulle is in hulle game. Okay, maar as jy nou jy praat van Australië of Indië, watter ene van daai spanne is jou gunsteling speler daar? Yes, dis moeilik. Ek kies. So jy het sommer baie wat jy van kan kies. Ja, ek hou baie. Bumrah is nogal 'n goeie bowler. Wow. Dis 'n goeie pick, ja. So ek dink hy het al baie gekry volgens met bowling en so aan. Maar ook ek like Travis Head ook nogal van Australië. Ja. Wow. Maar kyk jy vroue cricket? Of nie eintlik nie? Nie regtig nie. So jy weet nie eintlik van Suid-Afrika nie. Nee. Okay, maar ek moet vir jou sê, vandag het Suid-Afrika en Engeland tans besig om te speel. Ons het 320 aangeteken in die 50 overs en ons kaptein het 169 aangeteken. Dis baie. Ja, dis well done. Vir vroue cricket is dit ook briljant. Hoorie, maar as jy enigiets wat jy vir enigiemand wil hallo sê of 'n shout-out wil gee, enigiemand wat wil luister of wat luister? Ma of pa of boeties of sissies of oumas of oupas of tannies of ooms of pelle, enigiemand. Ek hoop ja, vir my ma om te kyk na hierdie. En jou pa, wat gaan jou pa sê van hierdie onderhoud? Ons sal maar sien. Sal maar sien. So hy moet jou maar 'n punt uit 100 gee soos wat hy vir jou by die skoolpunte gee. Ja. Hoor ja, die tyd het ons nou ongelukkig bietjie gevang. Maar baie dankie vir jou tyd en jou opoffering om bietjie te kom gesels hier met my. Sterkte vorentoe met al jou spanne, met al jou wedstryde wat jy speel. Maar gaan nog baie fivers wees. Maar gaan nog baie 100-talle wees. Soos wat jy self sê, hou net aan in jouself glo en die dinge sal gebeur. Maar baie dankie. Dankie. Daar's hy. Dankie om Maar hier te sterkte wees. vir jou toernooi daar in Benoni teen die groot kanonne. Ja. Dis waar die dinge gaan tel. Dit gaan interessant wees. Dit gaan interessant wees. Ja, dit is die einde van die episode. Jy het hier gekuier saam met Rikus Viljoen in die Go-To Guys se ateljee. Ons het 'n bietjie gesels met Samuel Botha daar van Study Express wat sy cricket speel by Saints
Tot 'n volgende keer, selfe plek, selfe tyd. Totsiens.